Ja, ek sit maar my missie op. En dit is so warm tot die melk vries al in die koffie. Prys die Here. Nee, so 'n bietjie koud. Ja, my oortjie het nou gevries toe ek buite was. Nou ja, toe sit ek maar gou my missie nou weer op. Nou ja, ek weet ek lyk nou terrible vir hom met hierdie missie op. Maar ja, dit is so 'n bietjie koud man. Julle my maar verskoon. Ek wil net bemoedig man. Dit is naweek. En ek vra jou, kom ons dien die Here saam man. Kom ons loof hom, kom ons eer hom, kom ons beheerlik hom. Kom ons maak sy naam groot. Kom ek en jy staan net op en ons glo in die Here. Hy is daar vir my en vir jou. Hy het ons so lief. Maak nie saak wie jy is of wat jy is nie. Maak nie saak waartoe jy gaan nie. Maak nie saak waar jy bly en al die dinge nie man. Wat saak maak man. Gee met jou hart vir die Here. Sê Here, hier is my hart, neem dit, maak dit. U eiendom. Vul my met u Gees, Here. Here, maak my hart weer vol van u liefde. Kom aan man, ons kan die Here saamloop en prys. Jy weet as dit so koud is, die Here se liefde kan nie vries nie. Die Here se liefde kan nie stil staan nie. Die Here se liefde kan nie vergaan nie. Die Here se liefde is vir my en vir jou. Dit is tot in alle ewigheid. En al wat ek en jy moet doen is dit net aanvaar en sê Here, dankie vir die goedheid, die guns, die barmhartigheid, die liefde wat U het. Dankie Here dat U my so liefhet. Die Bybel sê daar's geen einde aan sy liefde nie. Daar's geen perke nie, daar's geen hoogte nie, daar's geen heininge nie man. Niemand kan in die pad van die liefde van die Here staan nie. Die liefde van die Here is soos 'n bulldozer, hy loop boor dit alles om by jou uit te kom. Nie as 'n boom kan in sy pad staan. Want die liefde gaan daardeur. Man, die liefde is daar man. Al wat ek en jy moet doen is te sê, Here, ons wil terugdraai na U. Ons wil in U glo. Ons wil vashou aan U. Here, ons wil U dien met die opregtheid van ons hart. Here, ons wil hê U moet vir ons 'n God wees. Net soos wat die Bybel beskryf hoe U 'n God was vir Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josua, so kan ek hulle opnoem. Here kan dit vir my en vir jou ook doen, want hy sê in sy woord, hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Hy sê hy sal daar wees vir my en vir jou. Moses het vir ons gesê, maar hy hou ons voor in hierdie dag om die Here ons God te dien met ons hele hart, ons hele siel en ons hele verstand. Kom ons laat staan ons slegtigheid. Kom ons laat staan ons moeswilligheid. Kom ons, Moses het ook gesê, Here, hulle terg U. En hulle is moeswillig, hulle is eie wys, hardkoppig, hardnekkig. Kom ons laat staan al die, hoekom moet ons die harde pad, hoekom moet die Here eers ons straf en dinge moeilik maak, as waar ons net kan draai na hom toe, hom kan dien. Dinge raak al hoe moeiliker in ons land. Pryse gaan op daagliks en baie van ons mense kan die lewe nie hanteer nie. Mense en die omstandighede raak al hoe erger. Maar die ding is, ons kom nog nie agter nie. Want ons wil nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slyme. Ons kom nog nie agter nie. Dat die Here die antwoord is. Onthou, die Here het die vyand mag gegee oor die Israeliete toe hulle nie wil luister nie. Hy het hulle so van 'n kant af gestaan en kyk en hy het hulle net oorgelewer in die vyand en gesê, doen wat julle wil. Dis presies waar Suid-Afrika is. Dis presies waar Suid-Afrika is. Maar ons mense wil nog slaap, ons mense wil nog die Here ter. Ons mense wil nog, mense, kom ons dien die Here, kom ons dien hom saam, kom ons loof hom saam, kom ons eer hom saam, kom ons verheerlik sy heilige naam. Hy is God. Hy is daar vir my en vir jou. Luister hierso in Psalm 107. Hy sê,
vers 43, die heel laaste vers. Wie wys is, nou dit is wie slim het, wie 'n bietjie breins het, bietjie verstand het. Laat hy op hierdie dinge ag gee. Laat hy op die woord van die Here ag gee. Maar net die mense wat verstand het, mense wat bietjie IQ het en die mense wat 'n bietjie slim is. Die ander mense wat maak of hulle slim is, los hulle maar uit. Die Bybel sê wie wys is. So ons weet nou wie wys is. En dan sê die Bybel, en laat hulle let op die goedertierenheid van die Here. Net die wyse mense, die slim mense, die regte slim mense, mense met 'n regte verstand, nie nagemaakte verstand nie. Mense met IQ. Mense wat sê, luister hierso, ek moet na die woord van die Here ag gee en ek moet let op sy goedertierenheid. Laat hulle vanoggend hierdie woord vasmaak in hulle harte. Laat hulle vanoggend op hierdie woord staan en sê, Here, ek wil U dien. Ek wil U as God hê. Maar net die wyse mense, die slim mense, die regte slim mense, nie die nagemaaktes nie. Nagemaaktes sterg God. Hulle sondaars. Hulle terg die Here. Maar die opregtes. Kom ons wees opreg vanoggend om die Here te dien. Kom ons wees opreg om die Here te verheerlik. So kom ons sluit die oë. Here Vader, U die almagtige God, U wat groot is, U wat verhewe is, U wat alleen heersend is. Here Vader, ons kan vanoggend in hierdie wonderlike dag kom na U toe. Want dit is 'n dag wat U gemaak het. Ons kan dankie sê vir U, Here, wat die woord gestuur het, waar U woord mens geword het, waar Jesus gekom het, hy al ons sondes op hom geneem het, vir ons gesterf het aan die kruis, opgestaan het uit die dood uit, opgevaar het na U toe, waar U, Here my God, meer as oorwinnaar, waar Jesus waar Jesus triomfeerder is oor die dood, en ons meer as oorwinnaars kan wees. Here Vader, dankie vir Jesus wat ook opgevaar het na U toe, sodat ons die belofte kan ontvang van die Heilige Gees. Dankie vir die Heilige Gees vir die leiding. Dankie vir die Heilige Gees se teenwoordigheid. Here, help ons om nader na U te kom. Here, laat ons vanoggend wys wees en let op hierdie woorde van U. Die woord van U. Die woorde wat uit U mond uitgaan, die woorde wat in hierdie boek, in hierdie Bybelboek geskryf is. Here, waar dit vir ons is, Here. Here, laat ons ag gee op U goedertierenheid, U barmhartigheid, U liefde, U vrede, U vreugde. Here, laat U, o Heer, verheerlik word in hierdie oomblik. Here, ons wil net sê dankie, Here. Here, dankie vir die grootheid, die magtigheid, die eerlikheid van U. Dankie dat ons hierdie naweek kan ingaan met 'n verwagting, vir 'n groot verwagting dat U iets groots gaan doen, Here. Dankie, Here, dat ons kan uitsien na elke dag saam met U, elke tree saam met U, elke wandeling saam met U. Here Vader, seën ons dag verder vandag, seën ons naweek, Here, en vergewe al ons oortredinge, Here. Vergewe ons skulde, net soos ons skuldenaars vergewe, Here. Here, gaan so saam met Israel, behoed en bewaar hulle, seën hulle, Here, beskerm hulle, wees saam met elke man, vrou en kind daar, en voorsien aan hulle, Here. Gee hulle leiers goeie insig, wysheid en kennis, o Here. Here, en ons bid vir die vrede van Jerusalem, in die magtige naam van Jesus Christus van Nazareth. En alles tot eer van God Abba Vader, God die Seun, God die Gees en God die Heilige Gees, die God van Abraham, Isak en Jakob, Jehovah Heer, Yahweh, onze Vader, die almagtige God, deur die krag van die Heilige Gees. En ons sê amen, en amen, en amen. Dankie, Here. Amen. Mense, julle moet 'n wonderlike dag hê, 'n geseënde, mooi, wonderlike dag. En weet die Here is lief vir jou, weet die Here gee om
Hou vas aan die Here, dien hom met die opregtheid, loof en prys hom, eer hom, verheerlik hom. Moenie God terg nie, want die Bybel sê, hoe derglik is dit om in die hand van 'n lewendige God te val. Die Here hou sy hand uit vir jou. En mense, ek wil vir julle vra, asseblief, ons vanaand kom saam en kom loof die Here, prys die Here saam met my. Dis Vrydag aand. Ons doen nie ander dinge nie. Ons loof en ons prys die Here. Ons verheerlik, ons aanbid die Here. Ons koop tyd uit saam met hom. Want waar jou hart is waar jou skat is. Maar ek nooi net die wyse mense wat ag gee op die woord van die Here. So ja. Wees geseën, wees gegroet tot dan wonderlike dag. Shalom julle.